vandag se boodskap het ek nie sendingdag in gedagte gehou nie. Ek het nie sendingdag op die kalender gesien en hierdie boodskap uitgewerk nie. Inteendeel, ek was eintlik besig om met u op te warm na ons fantastiese hemelvaartsgeleentheid waar die kerk amper vol gesit het. Was ek eintlik op pad na nog gebeure tussen hierdie opstanding en tot by die 10de dag. En toe ek nou na die Here toe gaan en hoe gaan ek hierdie gebeure nog so bietjie uitwy, toe ruk die Here my terug en hy sit my somme in Romeine 1 in. Nou, ek het nou nog nie in ons gemeente uit Romeine uitgepreek nie, uit Romeine 1 uitgepreek nie. Dis 'n fantastiese boek en ek het my altyd voorgeneem, wanneer ek hierdie boek doen, dan probeer ek hom in kronologiese volgorde doen en ek probeer ook hierdie boek doen dat ons hom lekker kan verstaan. Nou vir my om Sondag voor Pinkster met Romeine 1 te begin is baie moeilik. My persoonlikheid laat dit ook nie regtig toe nie. So wanneer ek vandag met u Romeine 1 doen, dan is dit omdat die Here dit op my hart gelê het vir u. Want ek sou graag met dit wil bietjie voortgaan, maar ons het Pinkster, ons is in Pinkster en al hierdie gebeure het op hierdie tyd plaasgevind. Maar die Here het vir ons 'n boodskap vandag. En daarom, soos u vanmôre selfs in ons kerkorde gehoor het onder ons slagspreuke en die slagspreuke van ons kerk, wanneer 'n predikant preek dat hy sê, so sê die Here, dan wil ek ook vandag vir u sê, so sê die Here. En ons maak ons Bybels oop in Romeine hoofstuk 1. En wat ek vir u ook wou noem, ek het my voorgeneem toe ek met die boek Romeine begin het in Brits gemeente, het ek hierdie boek begin preek en ek het myself voorgeneem, ek het van predikante gehoor wat 30 jaar, 23 jaar in die boek Romeine vasgehaak het. Hulle begin met hierdie boek en dan kom hulle nie uit hierdie boek uit nie. Hierdie boek is so ryk, hierdie boek is so diep. Toe het ek my gaan voorneem, ek gaan net so 8 hoofstukke of 8 preke probeer uitwerk uit die boek Romeine uit. En toe ek myself kry, toe het ek 8 uit Romeine 1 uitgekry. En toe val die wiele af en dan kom jy agter my, hierdie ding is so diep en hierdie ding is so groot. Maar wat ek vandag wil doen is ek wil met u 'n kort gedeelte deel. En as u dan besef dat dit ook betrekking het op sending, dan is dit nie per toeval nie. Dan is dit iets wat die Here vir ons ook leer. Kom ons lees saam uit die onfeilbare woord van die Here, Romeine hoofstuk 1 vers 1. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepene, apostel afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun, wat gebore is na die vlees, uit die geslag van Dawid, en na die gees van heiligheid met God verklaar is as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, ons se Here, deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene, ter wille van sy naam, onder wie julle ook is, geroepenis van Jesus Christus. Aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges in Rome, wat in Rome is, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Ek wil u versoek om te sit en dan sluit ons net die oë. Dierbare Here Jesus, baie dankie vir die woorde wat vir ons neergepen is. Dankie Here dat u vir ons uit die woord uit kan kom leer. En Here, ons wil vandag weer opnuut aan die voete kom sit. En Here, ons wil kom hoor, ons wil kom luister. Here, ons wil anderste hier uitstap as wat ons hier ingestap het. Here, ons leer van vervulling met die Heilige Gees. Ons leer van u wat doop met die Heilige Gees en met vuur. Ons leer van die doping in die Heilige Gees. En Here, dit leer vir ons dat ons opnuut vervul mag word en ingevul mag word met die Heilige Gees. Dat ons bekragtig mag word, Here. En is dit nie wat ons in hierdie tyd en eeu nodig het nie? Het ons nie nodig om bekragtig uit hierdie gebou uit te stap vandag met nuwe energie, met nuwe krag, om te sê, so sê die Here. Here God, ons kom bid en vra dat u woord vandag ook aan ons sal kom bevestig. En Here, dat ons na hierdie wêreld sal kyk, nie met ons eie oë nie, maar dat ons na hierdie wêreld sal kyk met die oë
en deur die werking van die Heilige Gees. Kom verheerlik Uself in ons midde. Ons bid dit in Jesus se heilige naam. Amen. Nou vriende, toe ek die eerste keer hierdie boek begin preek het hierdie eerste vers my sokkies van my afgeslaan. Ek was geskok om hierdie woorde te lees en om dit te deel. So ek gaan vir u 'n kort opsommingkie probeer gee en dan laat u vir uself die vraag vra onder die lesing van die skrif. Romeine 1 vers 1 staan Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus. En nou vriende, daai was my eerste preek wat ek uit hierdie boek, ons het sommer daar gestop, dit was 'n hele boodskap. Wat 'n boodskap kan jy uit die boek Romeine uitbring, wat sê Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus? Wat beteken dit? Ek wil vanmôre hê dit moet op u 'n betekenis hê. Ek wil vir u sê, as u hierdie brief lees, en u het nou die eerste verse met my saam gelees, tot by vers 7, dan het ons ietsie net gesien, dat Paulus 'n brief skryf vir die Romeine, hy skryf dit vir ander mense. Het jy geweet, Romeine is nie Jode nie. Jy geweet, hulle is nie Jode nie, dis nie, daar was Jode in Rome, maar wanneer hy aan Romeine geskryf het hy vir heidene geskryf. Nou begin hy die boek en hy sê, Paulus, 'n diensknegt. Nou hierdie diensknegt gedagte, wie van u was al 'n diensknegt? Hier is daar 'n paar mense wat al diensknegte was. Nou ek was al 'n diensknegt by 'n skoolfunksie, was ek 'n kelner, en dit het ek soos 'n diensknegt gevoel. En baie keer kom mense op 'n stadium in hulle lewe waar hulle ook maar bietjie gaan werk by na skool, of selfs op skool, by 'n troue, of by 'n funksie, of selfs by die skool, waar die skool jou so klein bietjie misbruik om 'n sportdag te bestuur, of goedjies te doen terwyl jy nog in die laerskool is. Dan kom jy daar aan, dan jy ewe skielik jou skoolklere aan, en jy is nou in beheer van iets, en jy is 'n verteenwoordiger. Jy is 'n ambassadeur van dit wat jy beklee. Maar wanneer Paulus hierdie woorde gebruik in Romeine 1, en hy sê ek's 'n diensknegt, dan het hy 'n spesifieke woord uit 'n slaaf gedagte. En die eerste keer toe ek hierdie boodskap preek, toe probeer ek dit vir die gemeente verduidelik, soos ons dit ken, dat hy verbonde was, 'n slaaf uitverkoop. Maar ek wil dit vandag bietjie beter verduidelik. 'n Slaaf nie uitverkoop nie, maar uitgekoop. Kan jy 'n verskil sien? Christus het Paulus gekoop. Paulus het die eiendom geword van Christus. Paulus het nie wederstrewig 'n slaaf van Jesus geword nie. Paulus het by keuse 'n moedswillige besluit geneem. En ek wil vir julle sê, daar's vir my 'n verskil. En die verskil kom in die persoon. En ek dink in ons land en reg oor die wêreld is slawerny, los dit baie keer 'n slegte smaak in ons mond, weens politieke besturing en politieke uitbuiting. Maar ek wil vir julle sê, en ek verkondig nie vandag slawerny nie, maar ek wil vir julle sê, daar's baie slawe in die Bybel, wat vrywillige besluite geneem het, vrywilliglik na sy meester toe gegaan het. Want u sal dit dalk nie weet nie, maar kom ek noem dit. 'n Slaaf moes vrygelaat geword het. In die Bybelse tyd moes die slaaf elke 7 jaar, hy kon gekoop geword het, maar na 7 jaar moet hy vrygelaat word. En dit was die reël. Maar daar was slawe gewees. Slawe wat na die meester toe kon gaan na 7 jaar en sê, meneer, ek wil jou nie verlaat nie. Ek bly lekker by jou. Ek dien jou met oorgawe. Dit wat jy my gee en die manier waarop jy my versorg, die manier waarop jy my toelaat om in jou lande te werk, die manier waarop ek na 'n lang dag gewerk is en dan by die huis kom en dan moet ek vir jou kos maak, dan moet ek jou bedien en staan en kyk hoe jy eet, en as jy klaar geëet is, moet ek dit was, en daarna aan myself kyk, dis vir my genoeg.
sal jy my koop? Sal jy my aanneem? Kan ek jou slaaf word? En as jy die Bybel gelees het, sien jy daar's 'n els wat hulle moes gebruik. En daardie slaaf moes gegaan het, hy moes teen die deur gaan staan het, en dan was daar 'n els deur sy oor geslaan, teen die deur vas, as 'n teken. Hierdie slaaf is nie 'n slaaf omdat hy gekoop is nie. Hierdie is 'n slaaf omdat hy 'n keuse gemaak het. Hy is 'n slaaf want hy het aangemeld vir diens, en dit wat hy ontvang is vir hom van so waarde dat hy nie kan sien om alleen uit te gaan nie. Vriende, daar's baie mense op hierdie wêreld wat eintlik nie vir hulle self kan sorg nie. Daar's baie mense wat eintlik nie in staat is om hulle self te versorg nie. Mense wat leiding nodig het. Mense wat gehelp moet word. En baie van daardie mense het by hulle Here 'n tuiste gevind, en daardie Here het ook besef. En ek dink enige mens wat met homself eerlik is, sal besef, jy kan nie alleen deur die lewe gaan nie. Jy het mense rondom jou nodig. En hoe beter jy na iemand kyk, hoe beter kyk hy soms na jou. Maar nou kom ons terug by Romeine 1, en Paulus sê, luister, ek is 'n slaaf. Wat 'n soort slaaf dink u? Ek wil vir u vra, het Jesus Christus vir Paulus gegryp? En dan dink ek nou onwillekeurig, en ek dink meeste van die woord nou al op daai bladsy te wees. Paulus, die ou wat vir Stefanus laat vermoor het, wat sy vermoording goedgekeur het, die ou by wie se voete die klere van die soldate neergesit is, want ek weet nie of jy weet hoe lyk 'n steniging nie, maar steniging is jy staan nie regtig so ver as wat jy kan, en gooi 'n klip, en hoop jy tref hom nie. Dit is gewoonlik groot klippe. Dit is gewoonlik bloed wat spat. En die soldate het hulle klere neergesit by die voete van Paulus, die Romeine 1. Hulle het hulle klere by sy voete neergesit, want hy het hulle klere opgepas, want die soldate het met sy goedkeuring wie vermoor? Stefanus. Die skrywer van die boek Romeine skrywe, ek is 'n diensknegt van Jesus Christus. Nou baie van die weet dit dalk nog nie, maar Paulus was ook 'n diensknegt van iemand anders. En hy het gedink hy doen reg. Hy het gedink hy doen goed. Paulus skryf dit, en hy sê dat hy na die kerkleiers toe gegaan het, en hy het briewe ontvang, by die kerk, by die sinagoge, briewe gekry om mense uit hulle huise te gaan vang, en hulle in die straat te pynig, om hulle in die tronk te gooi. Dit was vir hom 'n voorreg, want hy het gedink hy doen dit vir God. Hy het gedink hy beskerm die kerk. Die kerk. En as ek die kerk sê, dan moet ek eintlik sê, hy het gedink hy beskerm die sinagoge. Hy het gedink hy beskerm die Joodse leer. En het hy dit effektief gedoen? Ja, vriende. Hy was oorgegee. En kan u onthou hoe het hierdie diensknegt tot bekering gekom? Ons noem dit 'n Damaskus ontmoeting. Tydens hierdie Damaskus ontmoeting kom God en hy vra vir Paulus, Paulus, waarom vervolg jy my? Wie? Is ek hier nou die ou wat nou net Stefanus laat vermoor nie? Dis ek kan nou nie die ou wat briewe kry by die sinagoge en wettiglik mense in, nie mense nie, Jode tuister, omdat hulle in Paulus se oogpunt agter 'n valse God aanloop nie. En God besoek Paulus. En wat gebeur? Hy kom tot bekering. Hy kom tot bekering, en toe Paulus tot bekering kom, want sien vriende, Titus 2 vers 11 leer vir ons, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Resultate verlede, hede en toekoms. Jy kan op watse pad wees, jy kan op watter plek in jou lewe wees, maar God verskyn selfs aan die vyand se knegte. En hy gee daardie knegte 'n vrye keuse.
nadat hy homself openbaar het. Paulus het nie geweet onmiddellik wie met hom praat nie. Paulus het nie onmiddellik met sy Damaskus ervaring besef, wie is nou aan die werk nie. Maar dink jy Paulus het 'n regverdige kans gekry? 'n moordenaar, 'n vervolger van Jesus. As jy in die eerste vers kyk en sê Paulus, ek is 'n diensknegt van Christus, dan vra ek vir u, watter soort knegt? Ek het in die begin van my bediening altyd gesê 'n doulos slaaf. 'n doulos slaaf, 'n uitverkoopte slaaf, iemand wat gekoop is en hy's daar. Maar vriende, ek dink nie u weet dit nie, maar op die slawemark, ek meen ons het nou nie regtig dit meer vandag nie, maar op die slawemark kon jy gegaan het en jy kon na slawe gekyk het. Jy kon hulle tande gekyk het, jy kon hulle liggaamsbou gekyk het. Jy kon geweet het of dit 'n man of 'n vrou is. Jy kon besluit het wie jy wil koop. Dink u daar's vir die slaaf gevra op die slawemark? Luister, sien jy kans om met hierdie ou te gaan? Of was dit 'n uitverkoping? Dis first come first serve. Jy kry wat jy wil hê en jy betaal vir wat jy kry. So as hy goeie tande het en as hy goeie potensieel het om kinders te kry of sy, baie keer het hulle slawe gekoop net vir hulle liggaamlike bou, omdat hulle wou dat hierdie slawe kon kinders kry, sodat hulle groot, sterk slawe kon hê. Maar dink u, Paulus is gekoop teen sy wil? Dis 'n ander soort slaaf. Dis 'n ander soort slaaf. Wanneer ons agter God aanloop, is dit omdat ons forceer is. Ek staan die Sondagoggende op. Ek dink altyd aan daardie grappie wat ek gelees het, is die vrou kom by 'n man en sê sy vir hom, luister, jy moet nou opstaan. Sy nee, ek is nie lus nie. Ek gaan nie skool toe nie. Sy sê nee man, jy is klaar met skool. Sy sê nee, ek is nie lus nie. 'n Sondag, hy sê maar daar is nie skool nie, dan gaan dit so aan, en dan kom sy weer, hier is jou koffie, staan op. En dan op die einde, dan kom sy daar, asseblief, jy moet kom. Sy sê nee, ek gaan nie kerk toe vandag nie. Dan sê sy, maar jy is die dominee. Op een of ander manier voel ons, die dominee moet by die kerk wees. Ons lag daaroor. Ons lag daaroor. Maar vriende, is dit nie dieselfde? Is ek en u nie dieselfde nie? Is ons nie dieselfde gekoop nie? Is ek forceer? Hoe sien ons uit? Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus. Vriende, ek wil vir u vandag prontuit vra. Die tyd loop in elk geval so ver, ons sal moet vandag maak. Maar wat 'n soort slaaf is jy? Is jy hier omdat jou ma en pa so gesê het? Is jy hier vanoggend omdat jou vrou uit die bed uitgejaag het? Is daar vrouens vandag hier omdat hulle mans gesê het, ja, ek voel so skuldig as ek nie Sondag kerk toe gaan nie. Ek voel so skuldig dat die mense my nie gesien het nie. Ja. Ek weet hierdie gemeente werk nie so nie, ek moet vir julle sê. Want vrek, nou is ons baie skuldig vir aandienste. Is, ek sou vir julle sê, ons is daarmee daar nie, nee. Ons is nie so nie, ons kom hier na toe om gesien te word nie. Ons kom definitief hier na toe vir my nie. Maar ek vra vir u, is Jesus jou eienaar? As Jesus jou eienaar is, dan is daar 'n sekere standaard. Ek wil vir u sê, en ek gaan dit eenvoudig verduidelik, ons gaan net by hierdie punt stop. Ek moet vir u sê, ek het voorberei tot by vers 17, maar ons gaan maar by vers 1 stop vandag. Ek het regtig gedink ons gaan verder kom, maar kom ons dink net vir 'n oomblik. Jy kom maar op die mark, hier's 'n mooi slaaf, is 'n lekker slaaf, en sterk slaaf, en jy het 'n lekker oes, en alles is reg, en jy kies daai slaaf, en jy gaan huis, en jy kom agter jy, my slaaf is nie hier nie, en jy gaan terug, en jy sê vir die, ek het jou gekies, en dan, ja, na 'n week gaan jy elke dag mark toe, en jy sê vir die slaaf, luister, jy is gekies, jy is gekies, en die slaaf weet hy is gekies, maar jy betaal nie vir hom nie, gaan hy kom? Hy gaan nie kom nie, want hy is nie betaal nie, want hy is die eiendom van iemand anders.
Nou of jy nou wil of nie, of jy 'n keuse het of nie, Johannes 8 vers 44 is 'n realiteit. Ons is gebore in sonde. Romeine 3. Ons word gebore as slawe van die bose. Ons word doodgebore. En as ons 'n kans kry, dan doen ons die verkeerde goed. Totdat Christus aan 'n kruis gaan hang het en die prys betaal het. Almal is gekies, gaan almal hemel toe. Nie stellig nie. Hoeveel keer kom Christus nie op die mark en sê, kom, almal wat bemoeid en belas is, kom na my toe. Almal wat dors het, kom na my toe. Almal wat hopeloos is, kom na my toe. En as Christus omdraai, dan staan daar niemand nie. Ek vra vir jy, het Christus nie die geld nie? Het Christus nie die vermoë nie? Daar is 'n prys wat betaal moet word, want as jy vandag hier sit en sê, Dominee, you're barking up the wrong tree. Ek is gered. Ek is gekoop. Ek is vry. Dan moet jy val dat jy 'n knegg is van Jesus. En wanneer Jesus 'n mens vrykoop, dan is dit presies wat dit sê. Vry. Eie wil, eie keuse. Want dis vir my nie net voordelig nie, maar is vir my siel vullend. Dis vir my lekker om agter Christus aan te beweeg. Wat is Christus se begeerte vir ons, vriende? Same sing, same sang, kore, danse. Wat is dit wat Jesus van Paulus wil hê? En wat is dit wat Paulus van die Romeine gemeente wil hê? En wat is dit wat God vir ons wil hê? Dink jy nie Christus het gesterf vir verlore siele nie? Dink jy nie dat een van ons grootste begeertes naas ons eie bekering moet die bekering van ons naaste wees nie? Dink jy nie dat as Christus ons vrygekoop het, want ons het hom gevra om met sy bloed ons sondes te was nie, dat ons vrywillig agter hom aanloop nie? Of staan hy daar en jaag al sy skape op 'n knop, of loop hy net vooruit? En ek wil vir u vra dat ons onsself vandag bevraagteken. Wat 'n soort slaaf is u? Op watter manier volg u Christus? Omdat u moet? Of omdat u wil? Omdat u besef wat hy doen? En as u hierdie boek van Romeine net vir 'n oomblik 'n gedagte wil hê, waarom word hy geskryf? Vir ons, heidene, nie Jode. En as jy hierdie verse moet gaan lees en besef, Christus het dit gedoen sodat u en ek hemel toe kan gaan. Christus het kom sterf aan hierdie kruis. Romeine 1, die eerste 7 verse, kom verduidelik vir ons waarom hy dit doen, wie hy is. Hy is God. God het die hemel verlaat vir my en vir u. Is ons slawe van die dood? Slawe van die wêreld? Slawe van ons eie begeertes? Of is ons diensknegte van God, die Almagtige? Want jy sien, vriende, God is so getrou, en ek gaan met dit afsluit. God is so getrou, dat as jy tot bekering kom, kan jouself nie tot bekering lei nie, jy moet jou hand opsteek en sê, ek is useless, soos die sondaar in die kruis. Ek het nie die vermoë nie, ek kan nie, kan nie my help. Dan sê God, natuurlik. Moet jy dan loskom van sonde? Nee. Hy breek jou los van sonde. Moet jy loskom van verslawing? Nee. Hy breek die verslawing. Want hy stuur sy Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang. Krag, dynamos.
Dis waar die woord dynamiet vandaan kom. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle kan, mag, sal my getuies wees. Sal. Hoe kan ons dit wees as ons nie sending nie? Hoe kan ons dit wees as ons self nie eens uitverkoop is aan hom nie? Ek sluit af. Jesus Christus het gesterf aan die kruis vir heidene. Jesus Christus het gesterf aan die kruis vir sondaars, sodat hulle sonde kan oorwin. Sodat ons vrygemaak kan word van ons verslawings. Vrygemaak kan word van alles wat die wêreld bied. Want dit is vir ons voordelig. Want ons kan onsself nie red nie, hy red ons. Dit is vir ons voordelig om in die lig te loop. Dit is vir jou lekker om in die lig te loop. Want daar is beskutting, daar is vrymaking. Aan die een kant is jy vasgebind, by Christus is jy vrygemaak. Almal wat na hom toe kom, vind water. Almal wat na hom toe kom, vind rus. En mag u vanmôre u self die vraag afvra. Watter soort slaaf? Watter soort slaaf is ek? Amen. Kom ons sit net so aan sluit sy oë. Dierbare Here Jesus, dankie vir u liefde. Dankie vir hierdie boek. Dankie Here dat u 'n plan kom maak het, nadat die duiwel chaos veroorsaak het. Nadat hy die mens kom potjie het, moedswillig kom mislei het. Here, dat hierdie aarde in vervloek moes word. Om ons ontwil, het u die volle prys kom betaal, sodat elkeen van ons vry kan wees. Ag Here, wil u nie ons harte kom aansien nie. Wil u nie kom raak sien die toestand nie, want Here, daar is mense wat dink, hulle loop agter u aan, maar hulle maak soos Paulus. As mense wat maak soos Kornelius in Handelinge 10, goeie mense, maar hulle ken u nie. Here Jesus, as u ons op die mark kom haal, en as u die prys betaal het, as ons oë oopmaak, sal dit by u wees. En Here, daar is baie mense wat krag ontbreek. Daar is baie mense wat vervulling en invulling met die Heilige Gees nie verstaan nie, en dit nog nooit beleef het nie. Maar Here, dis nie wat u beloof nie. U beloof vir ons krag. U gee dit vir ons. En Here, my gebed is dat ons in daardie krag mag manifesteer. Dat ons in daardie krag van God mag voortgaan om die knegte van u te wees, soos wat u dit van ons verwag, omdat ons vrygekoop is. Word verheerlik in ons midde. Ons bid dit in u naam. Amen.